Goeiemôre vriende, so in die begin van 'n nuwe week is Maandag die 15de Junie 2026. Ek hoop julle het 'n lekker week. Die van julle wat so 'n bietjie 'n lang naweek gevat het, geniet dit, rus lekker uit en as ou weer vars as ou daar klaar is. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here God, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was, die een wat is, die een wat kom, die Almagtige. Here, dankie dat ons U kan aanbid, dankie dat ons U kinders kan wees, en dankie dat ons weet dat Here dat U ons oneindig liefhet. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons gaan nou aan hierso nog steeds in Hebreërs 11. Julle ken nou al die konteks te lekker. Hoekom Hebreërs 11 so belangrik is, omdat die geloof so belangrik is, en hoekom die Hebreërs skrywer vir hierdie mense kom vertel hoekom die geloof so belangrik is. Hulle word vervolg, hulle is moedeloos, liewe vriende, hulle wil amper moed opgee en kom sê, maar hoorie, so kom ek sê vir jou wat geloof is. Geloof is om te seker te wees van die dinge wat ons hoop, en geloof is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So amper, dit is wat geloof is, en dan kom gee hy voorbeelde van nou Henog, en ek kom gee voorbeelde van Noag, kom gee voorbeelde van Abraham. So vandag gaan ons nog so 'n bietjie aan met Abraham. Ons het gister met vir mekaar gesê, of eintlik Saterdag vir mekaar gesê, Abraham moes wegtrek van sy familie af. God het vir hom gesê, trek, ek sien jou wys, né? Ons het 'n bietjie met mekaar gepraat daaroor dat jy, as God nou vandag vir jou sê, bedank dat jou werk uit, pak jou goedjies op, kyk, kry 'n trok, trek jou goed en dan ry jy op hier sommer na Johannesburg se kant toe en dan ek sal nou vir jou sê waar jy moet gaan. Dit sal vir ons nie werk nie. Nie dat ons dink dit so maklik vir Abraham gewerk het nie, ook nie. Hy moes alles oppak, liewe vriende, en hy moes gaan. So dit is wat die Hebreërs skrywer vir hierdie mense kom sê, is jy moet in God glo, jy moet God vertrou, soos Noag God vertrou het met die ark. Hy almal het hom belaglik gemaak, maar hy het geweet, dit is wat God vir hom sê. Hy het geloof in God gehad. Abraham het geloof in God gehad. Daarom het hy getrek. As jy nie geloof in iemand het wat vir jou iets sê nie, sal jy dit net eenvoudig nie doen nie, né? Dis mos nou so. Maar hy het geloof in God gehad. En dis wat die Hebreërs skrywer vir hierdie mensies wil kom sê, wat deur swaar gaan. Hulle sê, hoor hierso, dis wat geloof is. Maak nie saak of jy goed in mekaar lyk nie, maak nie saak of dit nie sin maak nie, glo jy net. Daarom kom sê die Hebreërs skrywer, kom gee ek vir julle die voorbeelde van 'n Noag en van 'n Abraham, né? So dan gaan ons aan met Abraham, dan staan daar so in vers 9, omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land, né? In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en bouer is, né? So hy het in die vreemde land gaan bly. Liewe vriende, niks van hierdie vreemde land geweet nie. God het hom soontoe gestuur, God het hom daar gemaak, plant, en daar het hy gebly in hierdie vreemde land. Hy het dit gedoen, hoekom? Omdat hy 'n gelowige was, omdat hy in God geglo het, omdat hy God onwrikbaar vertrou het. Maak nie saak wat God vir hom gesê het hy moet doen nie, hy het dit gedoen nie. En daarom kom sê, en hy het uitgesien na wat? Dat die stad, uiteindelik praat hulle al klaar van die hemel, né? Uitgestad na die hemel, wat die nuwe plek is, waarvan God die ontwerper is, né? Die Afrikaans het nog mooi, waarvan God die ontwerper en die bouer is, hierdie nuwe hemel. En nou ek en jy wat nou inderdaad nou 'n bietjie meer, liewe vriende, van die sterre en die heelal weet op hierdie stadium, wat daai mense in daai tyd van geweet het nie. Hulle het gedink die aarde is plat, onthou nou, daai tyd het ons nog nie al die wetenskap wat die goed gehad het vir hulle gewys het nie. So, ons wat weet wat die grootte, of nee, ons weet nie wat die grootte is nie, né? Ons het so klein bietjie van 'n klou, as ons het aan die Melkwegstelsel kyk. Maar as jy nou kan dink, né, vriende, daai tyd toe sê hy, God is die ontwerper en die bouer, het hulle nog gedink die aarde is op polare. Nou kan jy nou dink, as hulle vandag moes geleef het, en hy het al hierdie eintlik biljoene planete ster gekyk. Wie is God wat ek en jy aanbid? Vriende, het is te groot vir my begrip, né? Maar dit is net weer vir my wat die skrywer hier kom sê, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. En dan gaan hy aan met Abraham, hy sê, omdat Abraham geglo het, het hy hoewel Sara onvrugbaar was, en hy al te oud was, krag ontvang om 'n kind in die wêreld. Hy was stok oud, en ek weet nog, Sara ook, né?
het God dit wat God beloof het getrou geag. Die gevolg was dat daar van een man 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Kom ons volstaan net hier by, liewe vriende, maar weer eens net oor Abraham se geloof. Hy het in die vreemde land gaan bly, het weggetrek van alles wat hy gehad het. Hy was stok oud gewees. Ons sien natuurlik die Hebreërskrywer wat laat Abraham natuurlik in 'n baie goeie lig. Natuurlik is Abraham 'n great geloofsouer vir ons en almal vir ons het maar voete van klei. Maar Abraham het ook maar so 'n bietjie begin wonder in sy ouderdom, so 24 jaar voordat Isak gekom het hy maar so 'n bietjie of net so na 24 jaar, want 24 jaar was die belofte gewees en daar so 'n paar jaar daarna het Sarah maar vir ons sê, kom ons maak maar ons eie plannetjies. En toe het hy moes by Hagar gaan slaap en Ismael het gekom, né? So hy het geglo, maar hy het dan ook op 'n stadium begin twyfel, wat ek en jy in die gesprek ook dan nie om kwaadlik neem nie, né? Maar op die ou einde was hy iemand gewees wat altyd aan God vasgehou het, iemand wat God vertrou het, ook met sy lewe. Ons sien dit later ook dan uitspeel in sy lewe met Isak, toe hy eenvoudig gegaan het om Isak te offer. Hierdie keer net eenvoudig nie links of regs afgewyk nie, maar net gegaan het om Isak te offer. Hoe hartseer en hoe hartverskeurend dit ook al vir hom sou wees, né? Ja, my 5 sent vandag. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.